Okay, so volgens my inligting moet ons nou laai wees. Hallo Rian. Hallo, hoe gaan dit by die mothership? Is I the mothership? Ja, jy is mos die mothership. Ja, ek is hoofkantoor. Ja, hoofkantoor. Of ek kan vra, hoe gaan dit op die plaas? Hoe gaan dit met Trixie se spene? Ja, daai ene. Nee, dit gaan goed op die mothership, hoor. En Trixie, hallo Lee Chantay. Yay, hallo Kykie, my kat. Wat is ons tema vir vanaand? Wie is die swart skape? Ja, so dis al vir 2 deel. So dit is wie hierdie swart skape in general is in 'n abstrakte manier en dan ook bietjie oor Black Sheep Fellowship, want ek het so 'n paar vrae gekry deur Messenger en deur WhatsApp in die laaste 2 weke. En so 3 van die vrae van vorige tyd wat ek gedink het miskien moet ons net vanaand dit antwoord. Dit is party van dit is nogal ridiculous, but I thought some of it we can actually answer, want dit is goed wat mense blijkbaar wil weet. Maar ek dink is ook miskien belangrik en dit is tyd gewees dat ons bietjie praat oor wie is die swart skape van die kudde, you know, because it's quite often referred to it as God's children, is that we are the flock, right? En dan obviously is daar skape in die flock wat bietjie van die south side van die kingdom af is, maar ons is nog steeds skape, ons is nog steeds deel van die flock, ons lyk net so bietjie anders, maar ons is net so lief vir die Here, ons is passionate, on fire for God. We just don't necessarily fit in die conventional kerke. So, en ek bedoel, ek het nou al so baie swart skape ontmoet, wat nou nie eens deel is van, jy weet, ons bediening of enige ietsie, maar net, daar's awesome Christians that doesn't fit the mold, and it doesn't mean we're not Christian, of dat ons nou sê, ons is meer spesiaal of ons wil een kan wees nie, that's not about it at all. Dis half meer, ek voel ander mense wat vir ons die label gegee het, van ons is okay, ons kan sien julle skape, maar julle is nog steeds swart skape. So ek het gedink, ons moet 'n bietjie daaroor chat in die abstract. Ja, ek hou daarvan, in die abstract, just hoor net daar, nee, hoe gly daai taal. Ek wil vir Lizelle Taljaard hallo sê, en dan vir Aletta Nel, Geraldine Hennis hier, Sulies Veldman en Jolandi is hierso. So ja, maar ek hou van hoe jy dit afbreek, want daar is die average swart skape wat almal perceive as swart skape, en dan staan die wat, party van hulle lyk nie soos ons nie. Hulle word sommer, dis amper asof mense labels op hulle koppe het wat sê skop my uit, en dan, jy weet... Correct. En ek dink, wat hartseer is wanneer van die mense uit kerke uitgeskop is, hulle hele sosiale omgewing, of hulle sosiale kringe, alles val uit mekaar uit, want baie keer word ander mense in kerke dan ook verbied om met hulle iets te doen te hê. Nee, kan jy dink iemand het soveel power oor iemand anders? Soos... Ja, but it happens. Ek bedoel, en dis al wanneer dit vir my bietjie culty begin raak. Dis dan so, dit raak 'n bietjie soos 'n kultus. Ja. So as 'n leier van 'n geloofsorganisasie of van 'n kerk of wat ook al, soveel mag oor jou het en mag oor mense het, en om vir hulle te kan sê jy mag nie met daai en assosieer nie, en jy mag nie hierdie en daai, is dit nie 'n kult nie, 'n kultus nie. Yes. Ja, jy spring sommer in die diep water in. Lenet en Lafras sê, hola, Driuwa. En dan sê Janice ook vir ons, hallo Janice, dis lekker om jou hier te sien. Ja, dis great. So bly julle is hier. Die meeste mense wat vanaand kyk, dink ek is relatiewe swart skape. Hulle is verseker donker wit. Jy weet soos... Ja, maar dan, jy moet nou net die van die monitors vergeet nie.
O ja, nee, hier is monitors. Hier is mense wat ons net so 'n bietjie kom spy. Ja, die erg religious monitors. Ja, ja. En hoorie, ek het nou nooit gedink dit gaan met ons gebeur nie, Rian. Maar jy weet daar's mense wat ons consider as 'n satanic cult. Ja, ek wil dit ook sommer aanspreek. Want dit was een van die vrae op die lys, is dat daar's iemand wat my gevra het, is dit nie so dat ek en jy nog steeds in satanisme betrokke is en hierdie is nou net 'n nice gemaklike manier vir ons as om te pose as Christene nie. So my argument is, en ek bedoel ek sê dit nou met tongue in the cheek, maar ook in alle eerlikheid, as ek nog 'n satanist was, né, dan sou 'n paar mense in Christenkerke dood gewees het vandag. Ja, ons sou hulle curse it totally. Yeah, and I mean their homes would have been redecorated in red. No, for real. In red splatter. Yeah. Yeah. So I mean, if I was still involved in Satanism with the connections I had, that would be the fact. Those mense wat, ja, like for real. So ja, dit moet nie eers, ek dink, 'n bekommernis wees nie, en ja, dit gaan ook maar weer, dit kom terug seker maar na die vrugte van die gees toe, en ek sê ook maar deesdae vir almal, jy weet, mense moet eintlik maar dink wat hulle wil. It's okay, you know, let them. It's really not about me. Want dis ook 'n argument wat baie gebruik word as mense nie hou van iets wat ons sê nie, selfs oor skrif. Ek het nou nog letterlik net 'n scripture opgesit. Nie 'n kommentaar daaroor nie, net 'n scripture. En toe omdat iemand dan nie daarmee saamstem nie, toe sê nee, maar he might still be a Satanist, verstaan? So that's why we anything we don't agree with, that's the excuse. Yeah. En ek love absoluut ook hoe mense but because people have like a preconceived idea, they haven't met you, right? So dat jy nog nie ontmoet nie, maar hulle het nou 'n idee want hulle het iets by iemand gehoor. Hulle sal wat ook al jy sê, en ek praat nou van even when we're preaching the gospel or whatever, they want to project that subconscious thought onto you and dan gaslight hulle jou. So hulle gooi 'n kommentaar uit. So kom ons sê nou byvoorbeeld ek sê iets soos die Heilige Gees oortuig ons van sonde. Sê maar ek sê net dit. Okay. Dan sal iemand nou inkom en sê nee, maar Rian sê die Bybel is glad nie valid nie. Ons hoef die Bybel te lees nie. I mean, I've never said that. Ja. Dan daai ding. Maar ja, I'm astounded. En ek het gister actually 'n gesprek gehad met een van ons studente. Toe sê ek vir wat vir my interessant was, is dat die eerste jaar, so nou praat ons van 2022, 23 daar rond, right? Toe ek tot bekering gekom het en uit satanisme uit is, ek het vreeslik baie like legal issues gehad met sataniste, so ek kon nie daar op sosiale media praat oor goed nie, en ek het baie min tyd op sosiale media spandeer in daai tyd, en ek het as 'n punt uit kommentaar uitgebly, van soos as daar interviews met my was, of iets wat ek oor gepraat het, I didn't go to the comments, because I assumed it would be the Satanists that have all these bad things to say. Ek dink, in hindsight, as ek nou kyk wat aangaan, oral, op sosiale media en goed, that God actually protected me from religious people. More than from Satanists. Want my mond hang oop, ek staan verstom. En ek sê nie nou dat dit gaan oor my nie, dit gaan oor in die algemeen nou oor hoe mense, net ander mense wil bash met die Bybel en met Bybelverse, en that is not how the Bible is supposed to be used as a weapon. We're supposed to use it as a weapon in spiritual warfare. Om teksverse te gebruik in argumente, en om mense te intimideer, it's not from God, I'm sorry. No. So, ek voel, God het my rarig voorberei vir 'n klomp goed.
En ek het gelukkig, dis ek moet sê, ek sê dankie vir die Here dat ek weggebly het in daai tyd, because I was in a very fragile state. I was busy with my reparation, ek was besig met my sanctification, ek het nog deur deliverance gegaan daai tyd. So imagine ek het daai tyd na daai goed gekyk en daarmee moes deel. So hoe meer ons identiteit in Christus vestig en hoe meer dit ontwikkel, hoe minder maak daai tipe goed saak. Maar dit is vir my altyd shocking as ek kyk na sulke kommentaar en ek besef daar is ateïste, daar is sataniste, daar's mense van ander gelowe and they don't read the Bible. They don't read Christians. They actually read Christians. They don't read the Bible. So they read Christians and it's sad to say, the stuff that Christians are putting out there in terms of hate and judgment, I don't think that's the heart of Jesus. Ek wil net vir 'n paar mense hallo sê. Amanda Eksteen, Etienne de Jager, Cornel Ferreira, sy is ons ou maatjie. Ja, dit is die regte Cornel wat ek hier weet. Ek hoop so. En dan Annerien Brewer. Maar ek hoor wat jy sê, Rian, toe ek begin counselling swat het, en obviously is dit nou many moons ago, toe was die opinie gewees, as ek nou 8 survivors counsel wat uit die okkulte uitkom, dat ek my eie coven. So, ek as 'n ex-satanist mag dit nou glad nie doen nie, want dis nou wat hulle sê. En dan het ek 'n pastoorsvrou gehad, wat met wie ek nogal 'n lekker verhouding begin bou het, en mense het vol gesê, Adal is nog betrokke by satanisme, bla bla bla, en toe die kerk haar kind of 'n swart skaap maak, toe haar huwelik tot niet gaan, toe is ek een van die min mense wat vir haar sê, kom bly by my vir 'n paar dae, dat jy net recover, want jy's nie okay nie. En van toe af het ek 'n fan gekry, want sy sê, sy was by, in die middel van die nag, as ons begin bid in die middel van die nag, soos begin warfare of worship, of hoeveel ure ons insit, wat ook al, en jy weet, we do that, whether people are there or not. So ek voel net, as mense rarig so sterk opinie oor ons wil hê, kom kuier vir ons, drink saam met ons koffie, sien wat ons eintlik is, maar hier's die ding, they don't have enough evidence teen ons. Ek bedoel, if we're still involved, truly there must be more evidence than just, Rian noem nie genoeg Bybelversies op nie. Truly there must be more evidence than what they have. Well, they don't really have a lot of evidence when you were involved, except your confession, maar if we are still involved, bring the proof. Bring iets wat ons gedoen het. Nee? Maar, nou, dit het nog 'n leier ongelukkig. En dit is die deel wat ek nie verstaan nie. So, ek verstaan al die ander goeders, tot en met wat ons nou oor gepraat het. Wat ek nie verstaan nie, en jy met my help hierso, is, hoekom daar soveel jaloesie is. Daar is, en ek wil, wat dominees en pastore het dit al vir my gesê, en so eers by ander mense ook, wat dan nie hoog in kerke is nie, dat hulle is jaloers op die platform wat ek het. En ek sê, I don't have a platform. Jesus het 'n platform, ja, beslis. Ja. Maar why is there jealousy? Hoekom is daar, verstaan jy, want as ons vir dieselfde koninkryk werk, hoekom moet ons op mekaar jaloers wees vir enigiets? En my ander ding is ook, I'm not competing with anybody. Ek het nie nodig om op ander mense jy weet, hulle deel gee, because everything that God intended for me is mine already. So I don't have to compete for that. And God can't take anything that's meant for you away from you to give it to me. So ek probeer verstaan, en rarig, because I don't understand why, there's so much jealousy in the body of Christ. For what? Ja, maar klink dit nie vir jou familiar nie? Dit is presies wat tussen... Dit klink so satanisme, want nie rarig, dit is, in satanisme is daar constant competisie vir position.
right? Like daar is, like constantly, jy kyk konstant oor jou skouer, jy weet as jy betrokke is in het, op 'n sekere vlak, dat mense wat saam met jou gaan kuier vandag, they will betray you. It's part of it. People accept it, and because it's the human nature that gets embraced in Satanism, and it's part of it. So dis so dit vir my familiar klink. Ja, dit klink vir my soos dit. Maar I don't get it. I honestly don't get why there's jealousy in the body of Christ. Hoekom moet daar jaloesie wees nie? Ek wou bietjie hoor gegaan het as satanisme. Ek wou gesê, it's kind of what happened with Lucifer in heaven, where he wanted the worship, want ek weet nie of hy gedink het hy gaan dit 'n beter job as God kan doen nie, maar daai pride stems out of jealousy. I can do it better. I deserve it. Me. That sounds like the heart of the devil. It does. Maar okay, let's say that is the case. For argumentatively. Hoekom begin jy nie video's dan te maak nie? Hoekom doen jy nie dieselfde goed dan nie? Hoekom in plaas van om te sit op 'n bank of in 'n kerk een keer 'n week te skinder en oor mense te praat, hoekom gaan jy dan nie uit en maak jou eie content nie? You reach Jesus, reach people and show them Jesus, take them to Jesus, lead them to Christ then. Maar in plaas van dit doen, just criticizing other people and the way they do it and the way they look, and dis jaloesie wat agter dit sit. But I don't understand why. What do you have to be jealous about? En aan die ander kant, dis nou miskien iets heeltemal anders, maar as jy dink ek het 'n platform of 'n platform en dis great en dis wonderlik om bekend te wees vir sekere goed, come and do it. Like, maar wees bereid om te doen wat ek deurgegaan het as well. Like, if you are willing to do it, do it. Like, I don't have a problem with it. I don't think it's not, the jealousy is not needed. And in that jealousy, they destroy people. Like, they really try to destroy people, and hulle wil jou reputasie ruïneer. Ek bedoel, ek gaan nie sê wat se kerkie, maar daar's 'n enige kerk in Durban waar dit klink soos om na die berg te kyk, is al wat ek gaan sê. En hierdie vrou wat 'n beraader is, nou voltyds op die kerk, like se staf, wat my nog nooit in my lewe ontmoet het letterlik mense gebel wat sy ken, wat sy gesien het ons content like. So sy het gesien dat daar sekere mense wat sy herken of wat sy ken van jare gelede wat ons content like, en sy het hierdie mense gaan bel, right, om hulle te waarsku. Ja, kom ons waarsku sommer almal teen ons. Dis fine, maar nou dink ek, okay, cool, kom ons sê jy het regtig discernment gehad om mee te begin, would you do that? Yes. Ja, ek weet nie, ek sukkel daarmee. Ek sien ook, ek weet nie of ons net gaan aanbeweeg na 'n volgende ding toe nie, maar ek sien daar was 'n dokter in die koerant gewees. Correct. Wat en ek gaan sy naam sê want dit was in die koerant en almal het dit gelees, so ek gaan nie om 'n trippel nie. So Tristan Kapp, Dr. Tristan Kapp. En nou Tristan Kapp. Okay, so hierdie dit wat ons gaan sê nou het absoluut niks te doen daarmee oor whether we like him or not and whether we agree or not nie. Dit het nou niks daarmee te doen nie, maar ook maar hoe mense hom uittol, Christene. Hoe die goed wat hulle hom sê, hoe hulle hom, ek wil amper sê vervloek in die naam van die Here, en dan dink ek, hoe in die wêreld gaan mense hierdie ou ooit vir die koninkryk van Jesus kry, as hulle so met hom aangaan. Dit is vir my so sad. Ja, al wat ek kan sê, as ek my opinie mag gee, is dat, ja, toe ek in die sataniese kerk was, so 'n groot deel van propaganda en kom ons noem dit dan modus operandi van satanisme, is om
media visibility te hê. So ons het byvoorbeeld vir 'n paar mense dit gereeld bespreek en met mense wat in die media was, wat sataniste ook was en van hulle is nog steeds, hoe om sekere goed aan te spreek. So as jy wil aandag hê, praat jy oor sekere goed en jy kan verseker dat mense gaan 'n artikel daaroor skryf. So dis nie altyd oor satanisme per se nie, maar dis kan oor ander goed ook wees wat jy 'n kommentaar wil lewer. So enigiets wat kind of in die nuus is klaar, piggyback jy. So ons het dit byvoorbeeld gedoen met die katte wat geslag was in Mitchells Plain en 'n paar plekke. So you piggyback that story en dan maak jy baie breë statements en jy maak seker dat die joernalis dit sien. Dan verseker jy dat mense op Facebook, soos byvoorbeeld nou Rapport, gaan op hulle Facebookblad die storie plaas en jy hoop dan as 'n satanist dat Christene sal negatiewe kommentaar lewer. Om dan dit uit te lok en meer gesprekke te hê en besides it being like a attention hungry thing, jy bevorder ook die agenda van satanisme is om dan nou vir die wêreld te wys dat Christene is nie wat hulle voorgee nie. Nou in my ondervinding jy doen meer skade vir die koninkryk van Jesus deur dit te doen. En in my geval, as ek nou kyk 3 jaar gelede, dit was toe ek actually die liefde van Christus ervaar het en dit as 'n real, ernstige, authentic experience ervaar het en die handjievol Christene wat dit ook in hulle gehad het wat vir my gewys het, wat vir my laat besef het dat it's a real thing en dis 'n opsie. So wat sataniste ervaar en wat hulle ook wil hê ander mense moet sien is hoe judgmental Christianity is en dat dit hypocritical is. It's about, Christians being hypocrites. So mense wat sulke kommentaar lewer, jy gooi baie olie op die vuur. En jy doen baie skade nie net vir die koninkryk van God nie, maar ook vir potensieel vir mense wat uit satanisme uit wil kom. So en dit was dieselfde in die tyd toe ek tot bekering gekom het, toe baie sataniste wat probeer uitkom het gesê, maar kyk hoe hanteer Christene dit. Kyk hoe hanteer hulle dit. So, we don't want to do that. En toe ek nou eers 'n jaar later, soos 2 jaar terug, vir mense begin help het, wat wil uitkom uit satanisme en ook altyd om werklik vir Jesus te leer ken. Dan moet jy vir hulle begin wys, maar dit is nie alwaar Christendom gaan nie, en dit sluit weer eens aan by die black sheep ding, want daar het mense uit satanisme uitgekom, en ek praat nou van amper 40 in die laaste 2 jaar, en ek het hulle na kerke toe gevat, naby aan hulle. Ons het eers met die pastore gaan praat, met mense gesê, en almal het gesê, nee, dis reg, bring hulle, en dan so 'n maand of 2 gaan dit alright, maar dan, van daai, kom ons sê 38 mense, daar seker 5 van hulle nog oor in Christian churches, because of the judgment once again, en mense wat nie langs hulle wil sit in die kerk nie, en mense wat vir hulle sê, miskien is jy nog satanisme betrokke, en jou reparation periode werk, obviously nie, want jy nou nog hierdie sonde, en jy praat nog nie die regte lingo nie, en bla bla bla, foute. Dis ons so, daai mense is honger, vir Jesus, en honger om 'n verhouding met God te hê, en hulle is sinseer, maar die manier wat hulle behandel word, en dis nie dat almal van hulle vreeslike tattoos het altyd, of hulle trek snaaks aan nie, but sometimes they look a bit different, and sometimes they, so, punt is, jy moet 'n verteenwoordiger wees van Jesus Christus, if you want to show people Christ, if you want to show people God, show them love. Rian, veral ek en jy loop 'n baie sterk tightrope. As ek nou dink aan ons laaste laai van laas jaar, waar ons tog sekere messages moes deurgee om te sê, ons weet wat julle agter die skerms doen, we know, we're aware of these things, but then yet also, keeping the balance and still loving and not creating an enemy of your mission field, right?
So ek Correct. weet daar's baie mense daar buite wat ons perceive as die enemy as hulle nog betrokke is by hierdie goeters, but we are earnestly pursuing their hearts. Yep. And we should always do that. No, definitely. Maar ek dink nie, en again, ek sê nie ons is spesiaal nie, maar ek dink nie hierdie tipe bediening is vir almal nie. Dit sit nie in almal nie. So ek dink ook dis amazing hoe God mense kan gebruik, en ek praat nie net vir my en jou nie, ek praat van 'n klomp mense. Kan gebruik, en hoe God dit wat die duiwel gedoen het, and the works of the enemy kan omdraai vir sy koninkryk. Maar om hierdie ding dat land by die standaard algemene deursnee Christen, dat ons nie teen mense beklei nie. We are actually fighting against principalities, and we're fighting against other things. We're not fighting against flesh and blood. We're not. So hulle vergeet baie keer dit, en dan mense moet die hele tyd aangeval word, en mense moet gedreig word met die hel, en sê as jy nie gaan bekeer, jy gaan nie hel toe, en uit demoon, and you know, like in an aggressive way, and no, it doesn't work. Dit werk nie. En jy sê dit altyd so mooi, is that it's the grace of God that brings people to repentance, or it's the Goodness. Yes. Yeah. It is not the threats of hell that brings people to repentance. It is not the wrath of God that brings people to repentance. It is the love of God that brings people to repentance. En ons moet daaraan vashou, want dieselfde genade wat elke kyker nou nodig gehad het om gered te word en te kom tot waar ek vandag is presies dieselfde wat al die ander mense nodig het, né? Ja. Ek het 'n cartoon gesien van the Naked Pastor. Ek hou nogal van sy cartoons, maar hy staan saam met iemand by 'n tafel en dan sê hy, you just flip it like this. Like dis Jesus met hierdie meisie, en dan vat hy die tafel en sê, you just flip it like this. Ek het dit nog vir gestuur. Ja, dis oulik, né? Ek love dit. Ja. en dis die probleem. Gister het ek met iemand juist daaroor gepraat en gesê, dit is so sad om te weet, ek en jy, wel nie net ek en jy nie, daar's baie ander mense daar buite ook, maar ons werk daaraan om siele in te kry, en dan kry ons the worst of the worst, daai waar ander mense nie wil heen gaan nie, daai donkerste plekke, en dan kom hulle tot bekering, en dan vat ons hulle tot by die kerk, soos wat jy nou net gesê het, en dan skop die kerk hulle na 'n paar dae uit, want hulle is net nie goed genoeg nie, want wat ek al gehoor het, ek wou by 'n kerk aansluit in Centurion, maar dis nou 'n hele paar jaar terug, hulle het my genooi om daar te gaan bedien, en dit was so lekker, dit was 'n lekker kerk, lekker mense, lekker kos, lekker koffie, lekker fellowship, die band was amazing, en toe vra ek vir hulle of ek kan aansluit, en sê hulle vir my, nee, ek kan net kom bedien, maar hulle wil nou nie hê, die vloeke wat op my gaan kom van die sataniste af, moet nou op hulle gemeente spring nie. So, en dan kan ek kan bevryding kom doen as dit nodig is, en hulle sal mense verwys na my toe, ek moet net nie aansluit by die kerk nie. Dit was terapie. Ja, en dan die een wat ek nou al gehoor het, is, jy weet, as ek teruggaan na 'n pastoor wat aan die begin gesê dis okay, maar as hy dan vir my sê, ja nee, maar hy is eintlik okay, maar dis die kerkraad, mense by die kerkraad, mense het gaan kla by die kerkraad, hulle is ongemaklik met die mense in die kerk, so, dit werk nie regtig nie, maar hulle is seker hulle sal maar 'n ander plek kry, so, ek bedoel, dit is hoekom ek en jy, en ek bedoel, dit is maar eers 6 maande terug, wat ons actually rarig daaroor begin praat, het ons sê, dalk moet nou 'n kerk wees, waar mense wat nie inpas nie, welkom kan wees. En dit is, nou sê nou weer eens, nou, mense soek ons nie in hulle kerk nie, maar hulle wil ook nie ons met ons eie in hê nie, so I don't care, ek verstaan dit. Ja. Hoor jy, jy weet ons, is soos in Durban is daar 'n gay kerk iets gewees baie jare terug, en ek is toe daar by Chinese Gardens, en ek kyk na die plante en die klippe
en die goetertjies, nê. En ek is op Facebook en is nou net toe jy nou net kon begin incheck by 'n plek. Ja. Maar dit was nie altyd moontlik nie en toe ek sou by die Chinese Gardens incheck, toe gee hy vir my 'n opsie van hierdie gay kerk, né? En ek sê ja, ek gaan nie incheck. Ek sien daar in nie, maar ek gaan nou incheck, né? Yes, weet jy, ek het my foon, ek het ingecheck en toe begin ek time, maar daar was iemand by my. Toe sê ek vir wat hierdie, né? 5 4 3 2 tring. Hallo, Adele. Hallo Adele, dis profeet so en so en so. Ek sê, hoe gaan dit met jou, Pieter? En hy sê vir my, ek sien jou so pas by die kerk ingecheck. Ek sê, en hoekom is dit 'n probleem? Nee, die Here het ons nie hiervoor geroep nie. Ek sê, nee, ek dink jy moet maar jou hart 'n bietjie search, broer, want niemand is welkom nie, maar hulle mag ook niemand mag ook hulle eie kerk hê nie. There we go. So, baie dieselfde principle. Ja, maar dit gaan oor gatekeeping. Dit gaan oor gatekeeping. Ja, en een van die mooi goed, ek was vars, soos in rou eintlik, wat ek net op bekering gekom het, en een van die heel eerste goed, wat God vir my gesê het, is dat the kingdom of God is not a gated community, and it's open for everybody. And they can't stand it, want daar's so baie oor om mense te wil beheer. Ja. Verstaan? Ekskuus? Nee, en dis ook net so okay, so jy wil nou vir mense kan sê, wie mag kerk toe gaan, nommer 1, en jy wil vir mense kan sê, jy is 'n mens, nie God nie, alhoewel van hulle dink hulle is God, so jy wil ook vir mense kan sê, wie gaan eendag hemel toe in nie, like you think you can, of jy wil 'n Bybelversie of 3 in die Bybel uitvat en dit heeltemal uit verband uitruk en uit konteks uit en dit gebruik en sê hierdie is die hack wat jou uithou. So jy gaan in elk geval hel toe, so wat wil jy in 'n kerk kom doen, tipe ding. En weer eens, that is not the heart of God. En dit is nie toe Jesus op aarde was. Nee, toe Jesus op aarde was, sou hy dit gedoen het. Nee, hy sou nie. Maar Rian, ons bied nou komende Saterdag die online Spiritual Warrior Workshop aan, nee. Dis nou van, ek dink is van 10 tot 4, ek praat onder korreksie. Dis nie R250. Daar's pastore wat vir hulle gemeentelede sê, hulle mag nie die Spiritual Warfare Workshop doen nie, want ek en jy bied dit aan, okay? Maar hoor net gehou. They can search for anything on TikTok. Hulle mag enigiets soek op YouTube. Hulle mag alles doen. Jy kan op my Facebook wees, jy kan enigiets doen. Jy mag net nie na die workshop dit online bywoon nie, want ons is nou van die duiwel af, nee. So it's like daar's so baie dinge wat die gemeente in elk geval doen. Hulle kan gaan search en gaan hulle self-educate, maar hierdie is 'n issue. Ja, maar hulle is geïntimideerd. Dis my opinie. So, ek bedoel, hoeveel mense in die laaste 2 jaar, dink jy, was al by my, wat eers na hulle kerk toe gegaan het om hulp te soek, en wat die kerk van gesê het, jammer, ons glo nie in demone nie, ons glo nie in satanisme is ook nie regtig 'n ding wat bestaan nie, die okkulte bestaan nie, dis mense wat te veel flieks kyk, dis new age goeters, so kom ons fokus net op die Here, en ek sê wel, dat in alles wat ons doen, selfs die inhoud wat ek en jy behandel, God needs to be glorified through it. So ek stem 100% saam met dit en dat God alle eer kry en ons wys vir mense dat dit is deur God wat ons seëvier. Maar om te sê dat die goed bestaan nie of dis nie goed waaroor jy moet praat nie. En almal wat daaroor praat is omdat hulle een of ander verskillende agenda het. Nou my punt is ook net as jy die Heilige Gees het binne in jou, en jy doen so kursus, byvoorbeeld, wat gaan met jou gebeur?
kom like let's say kom ons sê argument sal ons raak iets quote wat nou sorry, what is actually going to happen? En dis dieselfde met mense wat my bel en sê hulle dogter of hulle seun het nou vir 2 ure in 'n fliek gaan sit en hulle pastoor sê daai fliek moet nie gekyk word nie want demone gaan afklim op jou of wat ook al. Dan is ek net soos okay, kom ons dink gou oor. Okay, so jy gaan vir 52 gemiddeld more or less dae 'n jaar gaan jy kerk toe en jy spandeer 'n uur plus in die kerk. So kom ons sê 50 ure per jaar teenoor die 2 ure wat die fliek is. Dink jy nie dat die gees van Jesus en Jesus se liefde en daai grace wat ons moet hê vir mense en dat dit nie dalk moet afvryf op jou nie? Ja. Of en underestimate ons net die krag van die Heilige Gees om mense self te convict van hulle sonde of wat hulle choices van movies. Precies. But that is exactly my point. Ja, dis diep. Cornel sê mense maak die Here klein. Vreeslik. Ek stem saam. Ja. Sure. So, ons het nou seker klaar nie abstrakt gepraat oor wie swart skape is. Of nog nie? Ek dink ons het nou 'n relatiewe idee van wat die swart skape is. Ja. Ek dink nog 'n goeie voorbeeld wat ander mense sal mee kan relate is, ek kan nie, Kat Von D is 'n voorbeeld van 'n swart skaap as wel. As jy weet van wie ek praat. Ja, so very, very passionate, sincere follower of Christ, doesn't look like the ordinary Christian. So she's also a black sheep. Die dude van Korn, Brian Welsh, ek het hom ontmoet. Hy's baie nice. Awesome on fire for Jesus, like full on. He would be considered a black sheep. Hoekom kan ek nie nou die ou onthou? Todd White is an example as well. Ja, hy's 'n groot swart skaap. Hy's ook 'n Christian black sheep. Yes. Ja, en ek dink 'n ander deel daarvan ook is dat we're not pretending to be holy and holier than thou. Nee, dan weet jy hoekom, waaroor dit vir my gaan, is dat ek wil nie hê dat mense ooit vir my op 'n troon moet sit nie. En moet dink, jy weet, jy is die on fire man of God type of, holy, because I'm not, and I'm going to fall from that throne. So ek is iemand wat daarvan hou om vir mense te sê, as hulle my verlede wil opbring, dan sal ek vir hulle sê, ja, daai ding is waar, of dis eintlik bietjie erger as wat jy dink, en dan sal ek vir hulle die details gee en sê, ek het dit gedoen en ek het repent daarvoor. Of as hulle met my oor iets praat wat ek nou doen, sal ek sê, yes, absolutely. I'm open to correction. By all means, doen dit net in liefde, want as jy dit in judgment uit gaan doen, gaan ek lag vir jou. Of ek gaan dan vir jou vra om vir my die datum te stuur, wat jy aan die kruis gesterf het vir my sonde, en dan gaan ek repent teenoor jou, then I will do it. Maar, dis net, ek dink deel van die black sheep ding is om heeltemal soveel as moontlik transparant te wees. En dan, as ek ooit sou in die toekoms aanjaag, to take accountability, en te sê dat, ja, hierdie ding of daai ding, nie dat ek beplan om vreeslike sonde te doen nie, want dis ook nou die ander ding, en ek ramel nou vreeslik, maar daar is hierdie idee, wat mense ook het, dat ons sê, dat dis okay om te sondig, and we never said that. Want, uit my ondervinding uit, jy kom tot 'n keer en jy bou 'n verskriklike verhouding, sterk verhouding met God, en you are passionate about Jesus and you see God in everything. Jy wil nie meer sonde nie, uit jou eie wil uit. Dis deel daarvan. Dit is
die desire. Die ander ding, en dis iets baie interessant, en ek het vanoggend nogal baie met die Here daaroor gepraat, want ek moes vandag met iemand gepraat het, and I needed to be prepared for it, is dat baie van die religious Christians, so they want everybody to take ownership of our sin. And we don't have to. We should take responsibility for it. Maar sonde behoort nie aan ons nie. Dit behoort aan die duiwel. Dit kom actually van die duiwel af. So that from the very first moment, it's planted or shot like an arrow from the enemy. How you respond to it is where responsibility comes in, and where we should be guided and stuff. Maar sonde behoort nie, it's not, if you are in Christ, sin does not, you don't take ownership of it, you take responsibility. Daar's 'n groot verskil. Maar nou het jy mense wat hulle struggle met hulle eie sonde, which they don't talk about, right? So hulle struggle daarmee. So kom ons fokus op ander mense se sonde, en ons condemn mense, en ons elke tweede post wat ons maak is oor sonde, en ons preek net oor sonde, en that's not Christianity. We are free from sin. Ja. Do you understand? Ja. Because we are under the blood of Christ. We are bought. Yes. Daar was 'n prys betaal vir ons sonde. Hoekom was die kruis dan daar? En of course scripture, yes. Maar as God net met jou praat deur die Bybel, dan voel ek jammer vir jou. Ek voel actually jammer vir jou, want jou verhouding met God is dan arm. As God net met jou deur die Bybel praat, en that's the only time that you hear from God is when reading the Bible. I really feel sorry for you. I really, really do. En ek bid dan dat God homself aan jou gaan openbaar, en dat jy meer van die doping en die vuur van die Heilige Gees in jou lewe sal ervaar, en dat jy 'n genuine close relationship with God, that you will have that would be my prayer for you. Maar daar's regtig mense wat dink dit is al jy God se stem hoor, is die skrif, en en die Bybel sonder scholarship, en om die Bybel te lees sonder die guidance van die Holy Spirit is soos 'n doodloopstraat. Ja. Dit is so. Ek stem heeltemal saam met jou. Die Bybel sonder die Heilige Gees is net 'n boek. Dankie. Dis briewe. Dis net 'n boek, ja, en ek verstaan dat die uitgangspunt van iemand wat in die okkulte is en wat 'n ketting om die Bybel sit en hulle Bybel brand, of 'n Bybel brand, ek kan verstaan hoekom mense dalk offended kan voel daardeur, maar vir daai persoon is daai 'n boek met bladsye en ink. Dit kom van 'n boom af, Ja. So daai persoon is eintlik bang vir die werking van die Heilige Gees wat in conjunction met die woord begin manifesteer. Hy's nie in essence bang vir 'n fisiese boek nie. Correct. So, maar saam met die Heilige Gees is die Bybel it's life, it brings freedom. Yes. Of course. It's beautiful. Wanneer die Heilige Gees absent is van die woord, en ek praat nou net absent, ek sê nie die Bybel beteken niks nie, ek sê net sonder die Heilige Gees kan die Bybel net 'n wit swart boek wees. Dis hoekom kan lees sataniste die Bybel en hulle verander nie. Ja. Hulle ken die Bybel net so goed soos die duiwel. Ja, hulle lees dit by rituele en hulle verbrand dit. Ek was by sulke rituele, ek het dit ook self gedoen. Yes. Presies. Ek het gister, alhoewel, ek het 'n conversation met 'n jong mens gehad gister, en ek was bietjie bang, alhoewel ek weet hierdie gebeur, maar hierdie persoon het gesê uit 'n black-white thinking, so dis alles of reg of verkeerd, jy weet, soos daai so, en toe my eerste gedagte is, hierdie persoon het nog nooit in sy lewe grace ervaar nie, want grace is such a big black and a grey thing. It's like grace vir jou, grace van, jy weet, soos, okay. Maar in elk geval,
en toe praat ek bietjie verder met hom en hy gaan na ja, maar sy pastoor is ook so. En hy gaan net by sy pastoor hoor hoe werk wat ook al A, B en C. En ek sê toe vir hom, okay, maar wees versigtig dat jy nie 'n pastoor op 'n pedestal sit nie. Toe sê hy vir my die volgende ding, toe sê hy vir my pastoor is the keeper of my soul. Ja. Dis like, he's the one, as die pastoor sê, dis reg, dis reg. As die pastoor sê, is verkeerd, is dit verkeerd. So as die pastoor sê, black, white, so, dan is dit die reël. En wow, ek het dadelik hom gerebuke, en ek het hom gesê, don't even go there. Jy gaan die grootste fout met jou lewe maak, if you believe that the pastor is the, het hy gesê, the keeper, het hy, ja, the keeper. Sure. Ja, dit is die woorde wat hy gebruik het. Dit het my baie bang gemaak. Maar hoe ek dit ervaar is, the more you experience grace, the less you want to sin. Not the more you want to sin, because then you haven't experienced grace. That is my experience as well. Exactly. Dis mooi. Okay, wil jy gou vinnig na hierdie, ons het nie baie tyd oor, wil jy vinnig na hierdie 3 vrae kyk wat baie mense gevra het oor Black Sheep Christian Fellowship? Ja, asseblief, kom ons dit. Okay, so die eerste een is of dit 'n cult is. Of wat, of ons 'n cult, of Black Sheep 'n cult is. Okay, fantasties, ek dink is 'n great vraag. Ek gaan vir jou sê nee, want as ons kyk na die signs van 'n cult, nê? 'n Cult beheer hulle mense. 'n Cult mag nie kom en gaan soos wat hulle wil nie. So ons het nie eens 'n register nie, jy daag op of jy daag nie op nie, ons niemand hoef te kom as hulle nie wil nie, ons vra nie geld nie, jy hoef nie jou kerk te verlaat nie, jy hoef nie jou kerk te verlaat nie, jy hoef nie jou kerk te verlaat nie, jy kan nog steeds in jou kerk wees en ons online sien, of as daar ander dienste is, mag jy dit bywoon. Ons gaan ook nie vir jou vertel, jou pastoor is verkeerd nie, wel, as hy verkeerd is, gaan ons dit sê, maar ons gaan nie noodwendig daarop uitgaan nie. En dan, ja, ek dink dis die basics om te sê dat ons nie 'n cult is nie. En natuurlik, ons verkondig ook nie dat ons die enigste fellowship is nie, maar in die enigste wat reg is, want dit is tipies van 'n cult ding, is that we are the only people who know the real truth, and we are the only people, and we are set apart, and we're trying to be, like different and special, and we're definitely not. So, inteendeel, en ons is nie 'n cult nie, want enige iemand mag kom, en ons encourage julle om alles wat ons sê met die woord te toets. Amen. So 'n cult wil nie ge-question word nie. Yeah, plus we also don't have one person that is in charge of everybody. Ja, 'n cult is so, maar jy sit in die Kaap en ek en Dani is hier in Gauteng en arme ou Betty is daar in Orendalsrus en so enige iemand kan gaan, ons vat arm, ryk, wat ook al, en dan encourage ons lede om Jesus te gaan lewe daar buite. We don't keep you here. We actually don't want you here. We just want to create an environment where you can experience Jesus, but then we want you to go out and give other people to Jesus, and you don't even have to bring them to us. Just encourage them to go and love Jesus. So dit is ons antwoord daar. Ja, dan 'n ander ding wie is we call it the church for sinners. Does that mean we are telling people it's okay to sin? Nee, glad nie. Ons sê selfs al voel jy's die wêreld se grootste sondaar, moenie wegbly van 'n Jesus encounter af nie. As jy voel jy sal met jou 8ste man getroud en ek maak nie saak wat se sonde jy dink. Ek het actually na die dag met 'n ou gepraat wat gay is, nê? En hy sê partykeer wil hy nie vir mense bid nie, want hy voel hy kan nie omdat hy gay is. Dis ek soos dis is een van die grootste leuns wat die duiwel ooit vir jou kan vertel, is om te dink dat jy mag nie bid omdat jy gay is. So
please, pray. Inteendeel, dit is juis ons gebede wat God wil hê. God lives among the praises of his people. Amen. En ek het my grootste victories gekry in my donkerste storms waar ek gedink het, ek discredit myself, ek's nie waardig om te bid nie. Ek's nie waardig dat God my gebede moet hoor nie. Moenie net ons encourage juist die sondaars om nader aan God te beweeg. Ons encourage jy nie om groter sondes te doen nie. Korrek, dankie. En dan wil ek ook net sê, Rian, daar's goed wat mense nie van my weet nie, né? Soos hierdie een ding, en ek gaan dit net gegaan noem, en ek wil dit hierso inbring, dat daar het na die dag 'n pedofiel op my stoep kom sit. En julle my hart het vir hom gebreek. Ek het hom nie weggejaag nie. Ek het nie vir hom gesê, gaan hou nou maar aan met jou sondes en jou staf nie. En dalk haat jy my nou minder omdat ek nie met hom beklei het. Jy weet, ek het mooi met hom gepraat en ek het hom bedien en so aan, maar my hart was so filled with compassion for that. Totally the unloved. So, is dit nie waarvoor ons kind of geroep is nie? Amen. Rian ken die storie en die wat die naaste is aan my ken die storie, maar die viewers ken nie die storie nie. En trust my, as julle my verlede ken, gaan julle weet, this is the last person I want to minister to. And Jesus just loves people. Yes. Okay, volgende vraag. As jy nou nie 'n beter antwoord het as ek nie. Yeah, are we sorry, this is funny. Are we trying to create a rebellion against churches? We are trying to create a rebellion against the forces of darkness. Yes, ek stem saam met dit. Want die kerke daar buite, eintlik is daar ek het amazing relationships met baie pastore. Daar's 'n pastoor, Pastor Jack in die suide van Johannesburg. I just love him. Ek refer so baie mense na hom toe. We love churches. Die meeste mense wat op die oomblik op hierdie live is, van hulle is selfs pastore. En dis mense wat ek by die naam ken, mense wat nice is, mense wat regtig 'n love het vir die vlak. En die realiteit is, die meeste pastore is nice. Daar's 'n paar daar buite wat lelik opmors en ek gaan dit nie toesmeer nie. Maar overall, ons almal doen ons bes. Ons almal word gelei deur die Heilige, wel die meeste van ons almal wil net Jesus hande en voete op aarde wees. It's not easy, it's hard, but we are not in rebellion against the church, we are in rebellion against the kingdom of darkness. Yes. Okay. Nou kan ons maar kyk of daar in die comments vrae is. Okay, is daar enige ander vrae wat julle voel is relevant tot die van julle wat gereeld Skaapkerk online bywoon? By the way, vir die van julle wat nie weet nie, daar's 'n Facebook page met die naam Black Sheep Christian Fellowship en op 'n Woensdag aand het ek en Dani daarso 'n sel, dit begin 7 uur is live. Ekskuus tot 8 uur toe. So julle kan daarna ons content gaan kyk. Ons is ook besig om baie van ons video's op YouTube te laai onder ons Deliverance Hub goed. So ek het nou nog nie 'n separate YouTube account vir die Black Sheep opgemaak nie. Ek dink nie dis nou al nodig nie. Maar die punt is, vir die van julle wat nie weet nie, ons Black Sheep is nie geregistreer as 'n company nie. Want wat dit is 'n liefdeswerk. Ons sit net en kuier met mense. Ons vra nie geld nie, dis nie 'n besigheid nie. Almal wat dit doen hulle eie ding om geld te maak en dan doen ons hierdie. Soos die Black Sheep het nie nodig om ons te befonds nie. Ons werk hard aan die ander kant om onsself te finansiëel te dra sodat ons nie vir ander mense kan hoef geld te vra nie. Maar ja, so as daar enige vrae is, asseblief vra ons rondom die Black Sheep. Okay.
ja, ek kyk nou maar, ek wag nou maar vir vrae om dalk weer te kom. Is daar geen comments met vrae nie? Nee, daar's baie comments, maar dis soos wat ons aangegaan het, dan sê mense ja, amen, wat ook al. Daar is eintlik een vraag wat ek gesien het, Susan Fourie het gevra. Okay. Okay, sy sê, Rian, ek het 'n vraag aan jou. Nou, dis eintlik 'n ou vraag wat ons al voorheen gevra het, maar ek dink laat ons haar net die opportunity gee wat ons al voorheen geantwoord het. Sy sê, glo sataniste aan Satan, of is dit 'n liefde vir self, of glo hulle net aan niks? So al drie daai goed. So dit val in eintlik in 4 kategorieë, maar 3 van dit wat jy genoem het. Soos wat jy in Christendom verskillende denominasies kry, jy kry ook verskillende denominasies in satanisme. So jy kry sataniste wat glo dat hulle is hulle eie god en hulle is in beheer van alles wat met hulle gebeur en alles wat hulle wil hê in die lewe en op aarde, en dan kry jy sataniste wat letterlik glo in die duiwel, soos wat hulle dit die Christen konsep noem, en die duiwel moet aanbid. En dan kry jy sataniste, wat seker Christene ook, wat die duiwel sien as 'n metafoor. So dis 'n archetype om na toe te streef. But it all falls under the umbrella of Satanism. Dis ek is so bly jy daai vraag gevra. So dis nou beantwoord daarso. Susan, ek glo dit het jou gehelp. Enige ander vrae? Ja, en dan staan comments soos hallo julle, pyk vraag. As julle nie teenkanting kry nie, doen julle iets verkeerd. Mense wat gekomment het oor jaloesie. Ons het almal gawes, hoekom nie jou eie ontwikkel nie, sê Lynn. En dan Janice het gesê sy bid baie hard vir Tristan. En en Gwen sê too much love to be a cult. Ek stem nogal saam daarmee. En dit is eintlik wat iemand nou die dag gesê het. Hulle sê ons moet nog sataniste wees want ons love die ouens wat nog betrokke is te veel. Yes. Yeah. And that we minister to Satanists and to all sorts of people. Ja, maar moet ek nou ongeskik wees? Apparently, dis seker nou maar wat mense van my verwag. Ja, wel dis wat almal like my op Facebook doen, is almal val almal aan en almal dreig almal met die hel en met brimstone en met turn of burn type of, ministry. Ja, so but again, ek dink uit my ondervinding uit wat vir my absolute ommekeer was daai ontmoeting en daai liefde, en ek wil baie graag dit vir mense wys dat dit is a real thing. En ek dink nie ons doen dit deur vir mense te condemn en te judge nie. No. Ja. Cornel sê nog al ja en julle antwoord vra sonder om mense se naam te vergat. Ja. Ja, ons probeer niemand humiliate nie. Ons wil partykeer wil ons ook net iets verstaan en dan soos okay, wat ook al maar. En dan vra Cornel, hoekom is soveel intellektuele mense sataniste? Is dit oor die appel aan die boom en ego? Ja. En ook ek dink as jy van die buitekant af na satanisme kyk of potensieel daaraan belangstel, die beloftes wat dit maak vir aardse sukses en vir dinge soos wat jy wil op die aarde, dat dit 'n guarantee is dat jy dit gaan kry, dit is hoekom. Maar baie mense, en ek het actually 'n klas vandag daaroor opgeneem vir ons SWAT sessies. So baie mense wat in satanisme betrokke raak en wat deur die initiasieproses gaan, besef nie wat hulle gaan moet doen vir daai goed nie, tot hulle in dit is. So wanneer hulle actually vir amper 'n jaar omtrent betrokke is en hulle begin regtig te sien, okay, hier gebeur nou goed en seker goed raak baie real. Hulle sou nooit betrokke geraak het as hulle dit voor die tyd geweet het nie. So, ja. Ja. Okay, ek wil net gou ons ministry nommer hierso sit, Rian. Cool.
So vir die van julle wat graag die Spiritual Warrior Workshop wil doen wat komende Saterdag aangebied word, die 5de April, dis R250 en dit is van 10 tot 4 die middag, is online, so enige iemand kan dit doen en ek gaan nou die nommer hier probeer om hier opsit, daar sy, en hierso is sy nou, so WhatsApp net vir my, dan stuur ek vir jou 'n link, dan vul jy dit in, en dan moenie geld oorbetaal nie voordat ek vir die bankbesonderhede gee nie, want van julle het nogal van my ou bankbesonderhede, en dan moet ek nou daai geld gaan soek, en dan moet ek nou iets daarmee doen, en moenie dit doen nie, vra eerder vir my, wat is die regte bankbesonderhede, en ek moet jou naam in elk geval op ons lysie neerskryf, okay? Maar dit sal nice wees as jy ons kan join daarvoor, ons sien baie uit daarna, ons het topics, wat set topics is wat ons gewoonlik cover, maar ons word ook gelei deur die Heilige Gees, daar's baie opportunity vir vrae, en ons wil graag relevant wees tot dit wat die Heilige Gees wil hê ons moet meedeel. Yes. Okay. So Rian, that's actually all. We've been busy for an hour. Dit was so lekker om tyd saam met jou te spandeer. Mag jy gebless wees? Dankie. I take it. Ja, ek dink ook ons kan nou gelukkig vanaand finaal noem, want mense wil dit ook geweet het. Hoe gereeld gaan ons nou ons lives doen en wanneer? So, ons beplan die laaste Sondag van elke maand, 6:00. Dit is ons plan. Yes, dis waar. Ja. En dan elke eerste Sondag van die maand, het jy 'n diens in Durbanville. Ja. Amen. So, vir die van julle wat daar naby is, ons is lief vir julle, Rian, lief vir jou, mooi bly. Lief vir jou. Bye.